Ons is hier by die Baller Challenge vandag. Hier's 'n surprise wat julle nie sien kom het nie. Valtrek is nou die nuutste Mahindra handelaar. Hoekom het hulle die goed gedoen ensovoorts? Ek praat bietjie met Tom Hoon en hy gaan vir ons wys daai 6075 trekker presies wat daai ding op jou plaas kan doen. Maar kom ons chat gou vinnig met Morney en hoor net 'n bietjie hoe werk hierdie ding, hoe dit bymekaar gekom en dan kyk ons bietjie uit trekker. Morney, hoe lyk dit? Goed en jou, Chopie. Ja, doodstil rustig. Okay, so julle het nou 'n nuwe toevoeging tot die familie as ek dit so kan stel. Valtrek, verduidelik my gou hoe die ding gebeur en wat se value bring hierdie, noem dit nou maar vennootskap vir julle na die party toe. Chopie, ons het so 2 jaar terug het ons met hulle al gesit om te kyk hoe kan ons hierdie besigheid inkorporeer met mekaar tussen Mahindra Suid-Afrika en Valtrek. Valtrek het 5 areas wat ons nie agentskappe het nie. Lichtenburg, Parys, Bethlehem, Humansdorp as ook Pietermaritzburg. En ons het met ons produk en die kwaliteit wat ons tans in plek het, dink ek gaan dit hand aan hand met wat Valtrek klaar het en doen met die groter trekkers en hulle implemente wat dan ook dit sal komplementeer met ons kleiner produkte en ons klein horsepowers in hulle stal. Maar moenie my woord daarvoor vat nie, hier is Hoon, hy gaan julle 'n bietjie meer vertel oor die produk. Moon, hoe gaan dit? Goed en jy, Chopie? Nee, doodstil rustig. Net 'n bietjie warm hierso. Ja, die son bak nou lekker, nee. Bestelling vir reën in. Wel, maar as ek hom so voel, behoort hy môre te gooi. Nou, met ballereisie is dit altyd nat. Ek weet nie wat jy al vir jaar gemaak het nie, maar kon so op my kop. Sê 'n bietjie vir my, hulle is nou Mahindra handelaars. Vertel my gou eers, as ek nou gaan kyk na al hulle se brands en al die goed wat hulle het, hoekom nou maar Mahindra? Ek was so, ek kan nie onthou van 4 of 5 jaar terug is die Mahindra eers in die land aangekom het nie. Het ons gevra om 'n trekker vir hulle te evalueer op die plaas, wat ons toe gedoen het, en ons het ingevat en hom voor die voermeng waar by die melkery gesit. En hierdie allerhande loschoppies op die plaas gedoen wat ou nou met die klas van trekker doen. En ek was baie beïndruk met die trekker op daai stadium. Maar op daai stadium het ons gevoel dat die hele invoermeganisme en die support van Mahindra nie reg is nie en ons kon nie ons op daai stadium aan hulle koppel nie. Want dis 'n tyd gewees toe hulle deur 'n middelman nie goed heeltemal, ja. En ons kon dit nie common ground soos die Engels sê vind nie, ons het toe nie daarmee aangegaan nie. Maar ja, so nou Mahindra self in Suid-Afrika is toe kom sien hulle weer. En ek het 'n bietjie navorsing gedoen en so aan en hierdie trekkertjies doen goed. Jy weet ek het met toevallig het een van die eerste mense wat ons by Valtra mee gewerk het in Brazil. Toe ons moet begin het, jy het amper 1999 is nou die bestuurder van Mahindra in Brazil. Ek moet hom gepraat. En hy het my gesê die kwaliteit is reg, as nie fout nie, weet ons kan daar's nie 'n probleem nie. Ek het met mense in Amerika gepraat en daar doen die trekkertjies net so goed. Nou die hele ding met ons, dis nie 'n trekker om 'n Valtra te vervang nie. Dit sal hy nooit in sy lewe kan doen nie, ongelukkig nie. Ja, maar is ook nie daar geprys nie. Is nie ook nie daar geprys nie, maar wat ons gevind het in ons stal het ons 'n leemte gehad van 'n trekker onder 100 perkrag. Ja. Kom ons op 'n plaas en ons verkoop aan 'n man sy groter trekkers of watter hulle kom hy soek 'n trekker vir sy draadspanners of hy soek 'n trekker om jy weet beeste te voer of iets in die lyn, dan net ons nie kom te sleep of whatever ook al. Net ons een nie en ons wil net 'n ordentlike bekostigbare trekker hê wat ons kan voorsien, wat ordentlike waarborg het en wat ons daai leemte in die mark kan vul. En ek dink die trekkertjie, ek dink ek kan dit doen. As ek kom deur kyk, daar's genoeg yster in hom. Dit is what you see is what you get trekker. En ek dink ek gaan die job kan doen. Jy weet met sy 5 jaar waarborg. So hy het actually 'n 5 jaar waarborg op hom. Ja. En dan het hulle ook mos nou daai bystand ding wat hulle vir jou 'n trekker sal gee as jy issues het wat hulle nie binne sekere tyd kan regmaak. Heeltemal, ek dink 72 ure en as die trekker nie weer op die werk kom nie, gaan hulle vir jou trekker leen. Dis dieselfde wat 'n mens van Vent kry wat natuurlik op die ander kant van die spektrum staan. En die ander interessant is op die trekkertjie het 'n trekker system by. Jy weet jy kan op jou selfoon trek wat die trekkertjie gery het, selfs op die ander trekkers, hy het nie al die detail wat jy het nie, maar hy gaan vir jou jy sal daarom ook kan kyk waar jou trekker gewerk het, wat hy die dag gedoen het en daai klas so goed sal jy kan aflaai en dit gaan jy ook dalk help met jou diesel stories, jy weet so. En kyk, en dit is die eerste jaar is daai subskripsie vir daai ding verniet, jy weet.
En ek meen ja, maar dit kom saam, maar dis nie net, ek meen hy gee vir jou temperatuur en al daai Al daai goeders, goed ook, dis nie ja. net dat dit 'n Nee, gewone net- trekking net, is ja. nie. Maar dis nie so gesofistikeerd soos die trekking op die ander goed nie, maar dis lekker goed om te weet. En ek meen is nou, soos ek dit verstaan, is nie net 5 jaar, jy kry 3000 uur actually uit hom uit. Ek meen as jy gaan vat dit op klein trekkertjies, dis eintlik half ongehoord. Dit beteken hulle staan seker by hulle produk. Ja, is verseker, jy weet, en ek dink die kwaliteit is daar, jy weet, ek dink die prys en die kwaliteit maak sin as 'n meisie twee met mekaar vergelyk. Dieselverbruik op die goeders? Die toetse wat ons destyds gedoen het, ons was heeltemal deur die trekking wat daar gebruik is van die heel eerste Walters van die land ingebring het, die ou 665 en daai Ja. was so goed. En op daai stadium toe ons goed so dat hulle goed vergelyk. So ek moet sê is eintlik goed op brandstof. So En dit is bring nog hulle steeds steeds 'n inlyn pomp en al daai klas van goed. Ek kan maar die oopmaak gou. So hier is relatiewe ou tegnologie, beproefde tegnologie. Is nou EGR op die trekkers, maar jy het niks AdBlue of enigiets van die goed nie. En ons weet dat die inlyn pompe, hulle is nie vreeslik geplan met diesel nie, so ja, is lekker plastrekker. Hy vat in pomp. En dan het my net nog gewys hier interessante ding toe ons met daai two-wheel drive bietjie gespeel het. Op die kan klim sommer op en kyk ons gou 'n bietjie die controls. En hierdie goed, want hier's nogal wat vir my regtig interessant is want plastiek breek mos gewoonlik en die eerste ding wat ek gesien het was daai ek was 'n ysterhandvet. Ja, Nee. hy het 'n kabeltjie wat hom koppel aan die pomp, maar die voetvet en die handvet se kabels is apart. So as een breek het jy nog die ander ene. So dis trek gou daai ding. Daarso. Dalk jy sien haar hardloop hulle Daar's die apart. handvet Ja. en is die voetvet. So as een breek, werk die ander een nog, so is nie heeltemal gisterand nie. Dis terloops die enigste kabels op die trekker. Ja. Daar's geen ander kabels, jy die remotes en alles is direk op links. Alles is op links. Die lift uit op een kant het jy jou dieptebeheer aan die kant, hierdie kant jy jou posisiebeheer. So is redelik eenvoudig, niks snaaks nie, maar dit werk. Dan jy op hierdie een natuurlik uit 'n 15-spoed radkas. Ja. 5 reverse, 15 vorentoe. Maar alles is waar hulle moet wees, nê? Nee. Ja, is Die ratte sommer is- lekker. Dis niks snaaks nie. En jy het ook 'n forward reverse shuttle op hom. Wat van yster is. Kyk Ja. daar kan julle sien. Kyk daai besigheid, nê? Nee. Ja. So die shuttle is nie, jy moet maar die klas gebruik om die shuttle gebruik. Nee, 'n ander interessante ding, jy het 'n 540 en 'n 540 ePTO. Maar die interessante ding is jy het om hom in te sit, druk jy eintlik die koppelaar in om in te sit. Ja. Okay, nou loop hy. En as jy hom uithaal, outomaties dan is die druk van jou thrustbearing goed af. Jy mense nie daai probleem laat laat hulle die koppelaar ophou en dan ry hulle huis toe goed dan neek die thrustbearings op en daai Yes. is goed daai meganiese stelsels. Hierdie werk so 'n bietjie anderste. So dis ook 'n lekker goeie punt, gewone handbriek. Regtig niks snaaks nie. En dan die trekkers gaan 'n fluitposisie ook op die remote hê. Op die oomblik is daar nie ene nie, maar 'n fluit as 'n opsie en hulle gaan vorentoe fluits. Een van daai goeders wat deurkom. So dis iets wat 'n mens moet hê, jy het 'n ou ordentlike hark of 'n snymasjien agter hom trek, is dit belangrik. Jy weet, en die mense bly, die ander ding is die mense bly bereid om na ons te luister. Jy weet, as ons sê man, ons wil hier 'n verandering gee of ons wil dit moet verander of daarna kyk. Ja, die ouens lyk my is baie ernstig oor hulle besigheid. Hulle is lus vir besigheid. Dis belangrik. Nou, so, ja. Okay. As ons net kyk na die Mahindra ding oor die algemeen. Ek wil net gou hierdie bonnet vinnig nog toemaak, nê. Nee. En dit is nogal actually 'n ding wat vir my interessant is, nê. Nee. Kom ons vergeet nou alles. Dis actually 'n mooi trekker, nê. Nee. Dis regtig wel actually 'n mooi trekkertjie, Hy lyk nie lelik nie. Waltrek het 'n ongelooflike goeie naam en ek dink om hulle dit reg gekry om 'n besigheid te bou 100% gegrond op diens. Ja. Nee. Is dit nie 'n risiko om so 'n brand aan te vat of Mahindra nou aan te vat as sulks Indiese ding ensovoorts nie, of het oom vrede dat hierdie ding hy gaan die pyp rook? Ek is baie seker hy gaan die pyp rook. Ek dink een van die dinge is dat Mahindra self in Suid-Afrika betrokke is. Dis nie 'n invoerder nie. Jy weet, jy deel direk met die fabriek. Hulle is baie ernstig oor Suid-Afrika. En jy
Weet so ek sê, as dit nie was, dat ons nie gelukkig was met die invoerdere goed in die verlede nie, het ons al lankal seker die Mahindra brand gehad. Maar ons voel op die oomblik dat ons naam aan die brand kan koppel, dat ons die diens sal kan lewer. Die feit dat hulle ons back om trekkers vir jou trekker te gee as jy trekker 72 uur staan. Dit is ongekend in hierdie klas van groter trekker en so aan. So, dit is die goed wat ons voor bekend is en dit is eintlik wat ons gaan probeer regkry met die trekkers. So wat hom vir my wil sê is, as jy vat die tye waarin ons is, die ekonomie is taai en al daai tipe van goeders, daar's actually 'n sakpas opsie wat ek regtig sterk kan oorweeg. Vir die kleiner boer, vir die trekkertjie wat jy gebruik, vir jou voerwerk en daai klas van goed, definitief. Jy weet, ek dink as jy wil 1000 hektaar gaan werk, gaan jy 'n hele klompie van hulle nodig hê. Maar is nog mense wat ek baie goed ken wat met ou Fords werk. Weet wat nog hulle werk doen. So ek dink die trekker gee vir daai man 'n geleentheid om 'n nuwe trekker te koop teen 'n sakpasprys. Jy weet, ou trekkers is nie meer goedkoop om te onderhou nie. Jy weet, nader dan kom dit dat daai ou trekker vir jou meer geld kos as wat hy eintlik werd is. Maar die sprong na een van die bekende marketrekkers in daai mark. Die sprong is net te groot om daai skuif te maak. Hier is 'n geleentheid om 'n trekker te koop met 'n goeie waarborg, goeie trekker, goeie brandstofverbruik en goeie diens om daai trekker te vervang. En ek dink dis waar ons die mark vir die trekker sien. Ons dis eintlik 'n ander mark as die Valtra mark. Maar ja, daar is 'n mark vir die klas van trekkers en ek dink dit gee ons net 'n ander veld op te speel. En op elke plaas loop af van die klein trekkers in elk geval. So hoekom kan dit nie 'n waldtrekker wees nie, een wat deur ons voorsien word nie. Dit kan ook wees. So dit is waar ons die Mahindra produk sien. Right, so is die kort en die lank van die storie, nê. As jy nou regtig gewonder het of jy Mahindra kan doen, nê. Ek dink as Waltrek sy naam agter hom sit, dan is die antwoord definitief beslis, nê. 'n Groot ja. So, linkie bo of hier onder, so hier, nê. Kom jy met hulle in kontak en dan gaan hulle vir jou mooi uitsorg. Dis die wat van ons spys af tot volgende keer. Groete.